Welkom terug. Nou, Louis Jansen van Vieren kuier vanoggend by ons om te gesels oor sy splinter 'n nuwe boek en kyk, kleurryke lewe. Dis al wat ek gaan sê. Die boek is Biltong en Dior. So lekker om hieroor te kan gesels. Goeiemôre Louis. Goeiemôre. Dis verskriklik lekker om hier te wees. Dis tyd dat ek 'n bietjie noorde toe kom. Jy sien dan nou, ons is baie bly. Hoorie Louis, jy beskryf jouself as Afrikaanse Fransman. Ja. Waar kom hierdie liefde vir Frankryk en alles Frans vandaan? Weet jy, alles is so half in stories verbonde en toegedraai. Ek onthou toe ek seker so 9-10 was, het daar in Middelburg waar ek groot geword het, so die noorde lê nogal naby aan my hart. Het 'n verkoopsman verbygekom en hy het ensiklopedieë verkoop. En die Franse afdeling van daai bereedsboeke was vir my die heel mooiste van alles. Ja. Ek het die Champs-Élysées uit my kop uitgeken voordat ek Voortrekkerstraat in Middelburg goed geken het. Dis merkwaardig so hierdie ek wil nie beheptheid. Hierdie liefde vir Frankryk is al vroeg in jou geplant. Daai saadjie het al vroeg begin ontkiem. Dis reg en ek het 'n vermoede. Kom ons kyk byvoorbeeld na ons lekker wyn kultuur in die Wes-Kaap. Dis alles die hugenote wat dit gebring het. Ja. So ek vermoed daar pols 'n bietjie Franse bloed in al ons are. So iets saai. wat, ja. Ek dink so. Louis, jy skryf ook so mooi in die boek, jy weet, jy verweef baie van my herinneringe van kinderdae met die hede, jy praat juis van die genote ook en jy bring dit terug na die hede. Dis my regtig lekker hoe jy alles verweef ook in hierdie stories. Was dit te doelbewus geweest? Dit is miskien, wel, ek het etlike kere die vraag moes aanspreek, maar ek vermoed ek praat so, want as iemand vir my vra hoekom ek by Kentucky Fried Chicken uit, Ja. dan gaan ek sê net hier verby, daar waar die tannie gewoon het en haar suster was eers met 'n neef van Middelburg getroud en hulle laat my nou eintlik dink aan daai mense wat dis die manier wat ek praat. Ja. So die boek is vir my 'n natuurlike vloei. Ek kyk al maar so hiernatoe en so intoe. Hoorie, maar dit is regtig lekker want ek bedoel as ek sê kleurryke lewe wat jy gelei het, want dit is alles van jou dae as model tot waar jy nou is en waar jy woon. Dit is wonderlik om dit alles te lees en wat jy alles al beleef het. Dit is so 'n stukkie avontuur waarop jy mense vat en alhoewel dit jou lewe is ek so, maar ek wil nou hierdie besoek of ek wil daartoe gaan. Korrek. En dit is nogal so die keer toe ons die huis in Boesak gekoop het, wat so half in die middel van Frankryk is. Interessante plek ook, sien, daar gaan ek al weer. Ja. Interessante plek, want daar's nie baie mense nie, dis die beste water, daar's die grootste woude, en dis die skoonste lug, so dit is 'n fantastiese klein stukkie paradys. Net daarna het daar tot vandag toe 27 families gekoop in en om die dorp. Suid-Afrikaanse families. Suid-Afrikaanse families. My, Die registrateur van die streek het met sy groot slapkar eendag kom inry en ons hande kom skud en sê baie dankie vir die geld wat in die streek ingekom het as gevolg van die Suid-Afrikaners. my aarde. Dis nogal 'n storie. 27, dis as jy nou Markdag toe gaan, Ja. hoor jy Afrikaans Wow, om die tafels, want dit is ongelooflik. dis merkwaardig. Hoe toe jy nou moes Frankryk toe gaan, toe jy besluit, kom ons gaan. Ja. Wat was vir jou die moeilikste ding om by aan te pas in Frankryk? Die taal. Okay. Regtig? Die taal, ek het lesse geneem en alles, maar liewe Vader, die uitspraak van die taal is ongelooflik. Ek het een keer 'n klein televisie dingetjie gedoen, want ons het toe nou nogal aandag getrek in die soos Suid-Afrikaners doen. Het ons 'n televisieprogram gehad en die aanbiedster het 3 keer vir my 'n vraag gevra en toe het sy net gesê kat, en sy het gesê vous parlez français comme une vache espagnole. Jy praat Frans soos 'n Spaanse koei. Dis 'n koei. Okay, en dis 'n ou gesegde. Ja. Ek het gekrimp na 2'6". En
ek het so in die verbyloop van gesê ek het al Marcel Proust gelees. Al gelees, ja. Die vertaalde weergawe of die Franse weer. Ek het die Franse en Laansie vertaling. Maar dit is ek's mal daaroor want in die boek skryf jy ook op 'n stadium, jy weet, frases soos die bonjour of bonsoir of hallo, wat ook al dit is. Ek's mal daaroor hoe jy dit verweef ook oor hoe dit so stelselmatig makliker kan maak of hoe mens aanpas by die kultuur ook. Verseker. Ja, daar's do's en don'ts. Jy weet, een van die bijvoorbeeld, jy praat hoegenaamd nie oor godsdienst of politiek nie. Ek wil daar sak 'n stilte om daai etetafel as jy net so half na een kant toe wil beweeg. En dan die tweede ding is jy kom 15 minute laat. Elke keer, is dit 'n Franse ding? Dis 'n Franse ding. Tussen 5 en 15 minute. 20 is ongeskik, maar moet nou ook nie op tyd kom nie. Is dit ook ongeskik? Dit is ook ongeskik van die gasvrou is gewees om 'n lipperooi te maak. Wow, okay. Wys jou nie, so leer mense. Daar's soveel dinge. By julle het getrek. Julle, ek moet die plek se naam, ek moet dit mooi uit, want ek bespreek dit nie lekker uit nie. Le Rambouillet. Dankie. Ja. Ek gaan dit nie weer sê nie. Weet jy, dit is die woord is vir my ook so aantreklik omdat dit beteken is in Franse slang beteken dit die plek waar diere wat gejag word 'n ruskans kry. My magtig. En dit is in 'n woud waar daar gejag word. Dis 'n privaat woud wat so aan ons eiendom grens. Wow. En dit is vir my so half gepas. Nou dat ek 103 is, wil ek ook 'n rusplek kry, jy weet. Jy hou nie van die gejagtery nie. Mense moet nie ophou jag. Nee, vir die eerste keer nou in Suid-Afrika het ek nou na al die boekbekendstellings so goed gesê, dis nou tyd om huis toe te gaan. My magies. Julle is besig om sê geweer. Le Rambouillet. Baie dankie. Ja. Jy is besig om julle het dit vernuwe, maar julle het dit ook probeer wild maak weer van voor af. Julle het ook die natuur weer teruggebring in die eiendom en die plek. Dit is so naby aan my hart want as jy kyk na die diere in die want ons is op 75 hektaar woud en dit is nogal 'n groot stuk, so 5 hektaar met 'n dam en eende en al wat 'n ding is wat beweeg. En Hardy is altyd 'n bietjie meer presies. Ek sê altyd hy wil hê sy tuin moet soos by die Unie geboue lyk, jy weet, mooi netjies gesny. Ek hou van polletjies gras en perdeblomme wat groei want ek boer met bye ook en ek wil die goed moet nie gepla word nie. In elk geval en nou het ons begin herwild. Ja. 50% van die grond mag nie aangeraak word nie. Nie in die minste en jy het nie 'n idee wat binne 2 jaar daar gebeur het. Werklik? Diertjies wat terugkom. Daar is insekte. Dit is absoluut ongelooflik met so klein bietjie hoe baie 'n mens kan doen. Dis ongelooflik. Louis, tussen al die staaltjies van Liz Taylor tot die Lou wat ek baie geniet het met die maskers af. En resepte hier binne. Hoe besluit jy op die staaltjies en die resepte wat jy in die boek ingesit het? Dis weer 'n bietjie intuïtief in die sin dat die storie wat ek vertel herinner my so half aan iets. Soos byvoorbeeld die roly-poly pudding wat ek in my lewe nooit so wat ek kry nou nog steke in my kies as ek net die woord sê. My ma het die beste roly-polies gemaak op die planeet. Absoluut. En my pa was altyd bedag daarop dat ons moet netjies, die kinders moet baie netjies eet en ek kon myself net nie inhou met die soetigheid wat kom nie. En ek het een keer my lepel omgedraai en gelek en ek is van die tafel af weggestuur. Dit mag nie gebeur het nie. In elk geval en toe ek die aand gaan slaap, dus daar so skeplepel op 'n pierentjie wat my ma toe ingeslyp het slaapkamertjie toe so. Ma's is wonderlike goed. Hulle is, nee. Louis, wie sal aanklank vind by hierdie boek? Hoekom moet hulle hom koop en waar kan hulle hom koop? Wel, hy's blykbaar oral in alle boekwinkels beskikbaar. Ek dink almal wat 'n sin vir humor het, almal wat wil weet hoe dit is om te oorleef in daai kant en hoe om Fransheid terug te bring hiernatoe. Ek dink dis 'n lekker leesboek en dis 'n grappige boek. Mense bel my en dan sê hulle luister, ek het myself slap gelag nou. So. Ek stem saam, is die sin vir humor verseker, as jy lekker wil giggel, terwyl jy ook iets leer, en ek wil sê, Engels gebruik captivated is, oor die stories, die staaltjies wat jy vertel, dit is ongelooflik lekker geweest. Louis, baie dankie vir jou tyd, so groot voorreg vir jou om volgende die wils kom kuier. Baie dankie vir julle.
En ek hoop julle geniet die boek. Verseker. Dit is dan Louis Jansen van Vuren, Biltong en Dior. Gaan koop hom, gaan lees hom. Ek gaan vir julle sê, jy gaan hom vreeslik geniet saam met 'n koppie tee, 'n koppie koffie en jy gaan hom nie wil neersit nie. Bly geskakel net en dan gaan ons voort.